Goeienaand my liewe vriend. Ons is nou nog in hierdie week besig met oordenkinge rondom die tema van te vroeg vermoed verloor. In 'n tyd waar baie mense se lewens kantel, waar dit gebeur, dit is asof die mat onder jou voete uitdruk. En ons wil in hierdie tyd so fokus op die Here se woord, dat jy met nuwe moed die toekoms gaan aanpak. Want dis waaroor dit gaan in Pinkster. Pinkster gaan om die Gees van God, wat 'n nuwe lewe in jou kom wek, wat vir jou laat opstaan, wat vir jou totaal nuut maak. Die ou dinge is verby, so sê hy daar in 2 Korintiërs 5. Alles gaan verby, alles word nuut in Christus. Mag die Here vanaand ook sy woord gebruik om vir jou te laat raak sien. Ook jy is vir hom belangrik. En hy wil ook vir jou optel en koers gee en begelei, want hy is die een wat sê ek is met jou al die dae. Mag die Here vir jou seën. Mag die genade van God vanaand so met jou wees, dat jy ervaar, hy self het my kom uitsoek en opvolg en optel, want ek is vir hom belangrik. Amen. Kom ons sing eers 'n lied. Daar is 'n lied van, soos die wildsbok wat smag na water, so smag my siel na U, o Here. Daai honger wat uitgeroep word, kom ons sing dit ook vanaand, dat ek verlang daarna om die Here se stem te hoor en om hom te ervaar. As jy moet ons optel, soos 'n wildsbok. Kom ons sing dit saam. Gelees vroeër hierdie week in Psalm 23 en ek wil graag vanaand weer Psalm 23 met jou saam lees. Uit die nuwe vertaling, die 2020 vertaling. Voordat ek lees, kom ons buig eers na aanbidding. Here, U sien vir ons nou hoe ons in afwagting voor U buig. Ons bid U, Here, dat U self met U eie hand vir ons sal optel, sal begelei, sal innerlik sterk maak, sal vervul met U volheid, soos Efesiërs 3 sê. Dat U woord ook vanaand kragtig in ons lewens sal inspreek. Amen. Psalm 23 is 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, en na waters waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. En selfs al gaan ek in die donkerste kloof in, is ek nie bang vir gevaar nie.
want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders, U verfris my kop met olie, ja, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Ek wil graag vanaand fokus op die eerste gedeelte van vers 6. Net goedheid en guns, het die ou vertaling gesê. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. Ek wil saam met jou vanaand kyk na 'n God wat ons agtervolg. 'n God wat soek na jou en my. Wat agter ons aanloop, ook in die tye waar dit met ons swaar gaan. Selfs al is ons verdwaal, selfs al is ons ontspoor, is ons stikkende mense, hy kom loop agter ons aan, hy kom soek en hy kom red. Hy het uit die hemel gekyk na hierdie stikkende wêreld, sy hart huil oor wat aangaan met sy kinders, met hulle vir wie hy lief het in hierdie wêreld. En hy verlaat sy huis en hy kom soek jou. Hy kom loop agter jou aan. Hy kom sê, kom na my toe. Kom, almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal vir jou rus gee. Ek wil hê jy moet vanaand saam met my 'n omgee God raak sien. 'n Omgee God wat jou so lief het, so omgegee het, dat hy sy hemelse woonplek verlaat het. En verwardes kom soek en optel het. 'n Hartseer verlangende vader, wat sy verdwaalde kinders se pyn raak sien, en wat hom oor hulle wil ontferm. En wanneer hy dan hierdie verdwaaldes, hierdie verpletterde kinders van hom opspoor, dan herken hulle hom nie. Dan vloek hulle hom. Dan verkies hulle eerder hulle varklewe, hulle varkhoklewe, as sy vaderhuis. Ek onthou toe ons studente was daar 'n baie gewilde fliek, 'n film gemaak met die naam The Cross and the Switchblade, oor die lewe van David Wilkerson, 'n man vir wie die Here geroep het om in die strate met die bendes te gaan werk in Amerika. Daar was 'n jong bendeleier met die naam van Nicky Cruz. David Wilkerson het hom gedurig agterna geloop. En eendag, toe hy weer so aan die deur klop en Nicky Cruz die deur oopmaak, toe druk hy 'n mes onder David Wilkerson se keel, sê, ek gaan jou doodmaak, want jy los my nie uit nie. En toe sê David 'n verskriklike mooi ding. You can cut me to pieces, but still every piece will love you. So loop God agter jou en my aan. So kom soek hy jou. So kom klop hy aan jou deur, so kom roep hy, kom na my toe. Wat maak hy as ek en jy ons rug op hom draai en sê, maar ek wil niks met jou te doen nie. As ons vir hom nie wil erken as ons maker, as ons verlosser, as ons Here nie. Hoe hanteer hy dit? Wat maak hy as jy hom verwerp? Gaan hy dan maar nou net sê, dis jou keuse. Gaan maar jou pad.
Of gaan hy steeds op jou spoor bly? Gaan hy nog steeds bly klop aan jou deur? Dit is die Vader wat ons het. Hy volg jou. Hy roep jou. Hy ontferm hom oor jou. En hy sal aanhou tot jou oë oopgaan. Totdat jy hom erken as jou Vader. Nie die verlore vader nie, want jy is die verlore kind. Al neem dit vir jou jare, hy gaan nie ophou om jou te soek nie. En daarom wil ek jy moet saam met my fokus op hierdie woorde wat Dawid aan die einde van Psalm 23 uitspreek. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dit is vir my so mooi in die King James version, die ou Engelse vertaling, staan daar hierdie woorde surely, ook in die New International Version. Surely, surely, goodness and love will follow you. Iets daarvan het weggeval in ons Afrikaanse vertalings. Hierdie verseker, goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. En een van Dawid se agterkleinkinders, Jakobus, hy sê in Jakobus 1 vers 17, en ek lees dit met jou saam, Jakobus 1 vers 17, daar sê hy, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van die Vader, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan nie moeg word vir jou nie. Hy soek jou. Hy loop agter jou aan. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Ek lees ook in 2 Timoteus hoofstuk 2, lees ek vers 13, as ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Kan ek jou voorstel aan so 'n Vader? Hy is dieselfde Vader as hierdie herder. Die herder wat so sorg dat ek niks kort kom nie. Dit gaan met my goed, so sê Dawid in hierdie Psalm. En dan sê hy, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ja, ek kan verander. My môre en aand praatjies is nie noodwendig altyd dieselfde nie. My emosies kan verander. My oortuigings kan verander. Maar hy verander nooit. Verseker, surely, goedheid en guns sal my volg. Die beeld van die herder en sy kudde, soos Dawid dit skets hier in Psalm 23, is die wat in daardie tyd nogal waar was. Die herder roep sy skape, in Johannes 10 sê Jesus dieselfde ding, skape, my skape luister na my stem, hulle ken my stem, en hulle volg my. Die herder loop voor. En dan is dit asof hierdie herder 2 skaaphonde het, wat die agterhoede dek. 2 skaaphonde met die naam goedheid en guns. Hulle volg vir hom. Nie goedheid alleen nie, want ons is sondaars. Ons het 'n behoefte aan genade. Maar ook die guns alleen nie. Nie genade alleen nie, want ons is breekbaar en broos. Ons is mense met 'n groot behoefte aan
hierdie ontfermende liefde. Baie keer moet ek vir myself herinner, goedheid en guns is besig om my te volg. As ek moet kwoteer vir werk en jy het nie werk nie, en jy bid dat die Here guns sal gee in die oë van hierdie mense wat jou kwotasie moet oorweeg, dan weet jy nog steeds, goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Goedheid en guns is soos 'n hemelse begeleiding, soos 'n hemelse eskort van God se kinders. En as dit hierdie oortuiging jou vanmôre nie wil versterk nie, kom lees met my saam verder. Goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Goedheid en guns elke oomblik, elke dag van my lewe. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Ja, hoe lyk die toekoms vir jou? Miskien duister. Ek is werkloos. Ek is krities gestrem. Ek sal nooit weer kan opstaan uit hierdie rolstoel nie. Ek is belas met 'n verterende siekte, ongeneeslik. Ek is alleen gelaat. My lewensmaat is net skielik ontruk uit my lewe, uitgeruk, hy's weg. My kinders is oor see. Ek het hier agtergebly sonder kind of kraai. Hy sal jou hand kom vat. Verseker. For sure. Surely goodness and mercy will be with you, will follow you. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Nie, Dawid sê nie, soms sal dit jou volg nie. Hy sê nie, byna al die dae van jou lewe nie, maar al die dae, elke dag, aan mekaar, sal hy wat doen? Hy sal jou volg. Hy is ook daar waar jy in jouself wegkruip. Wat 'n verrassende manier om na God te kyk. Ons sien hom as 'n statiese God wat daar op sy troon sit en wat van daar af alles in die skepping beheer. Ja, ons is gewoond daaraan dat hy heers van daar af, van die koning af, van sy troon af. Maar Dawid hier in Psalm 23 vers 6 sê, hierdie God is ook 'n soekende, opsporende, aktiewe God wat jou soek. 'n God wat jou kan optel en wat jou kan versorg. Wat jou kan begelei op die pad van weerbegin. Dit, my liewe vriend, is die God van die Bybel. Kom ons vind hom so. Heel in die begin van die Bybel ken ons hom so. Hier was chaos in hierdie skepping. Die wêreld was woes en leeg. En hy het gekom. En hy kom orde skep. In hoofstuk 3 lees ons hoe dat Adam en Eva wegkruip vir hom. Maar hy het gekom en kom soek. Waar is julle? Genesis 3 vers 9. Waar? En met hierdie vraag begin Vader met 'n soektog ekspedisie wat nog nie een oomblik opgehou het nie. Ja, Moses kan jou daarvan vertel.
Hy het 'n Egiptenaar doodgeslaan en gevlug in die woestyn vir 40 jaar lank. En toe hy eendag net so oor sy skouer loer, toe sien hy, maar daar was brand 'n bos. En God openbaar hom aan hom en kom roep hom op en sê, kom, ek wil jou gebruik. Jona kan jy ook daarvan vertel. Hy's as 'n vlugteling in 'n skip en hy hoor 'n storm kom. God is besig om hom te agtervolg. So bevind die disippels hulle ook in 'n stormnag op die see, bewend van angs. En toe hulle oor hulle skouer kyk, toe sien hulle Jesus kom aangestap op die water. En hy is by hulle. En hy kom red. En hy kom maak die storm stil. Lazarus was al 3 dae lank dood en verseël in sy graf. Toe hy ook moes hoor God roep. God roep en hy sê vir hom, staan op Lazarus. En hy herskep hom, hy rig hom op tot 'n nuwe lewe. Petrus het sy rug op die Here gedraai, hy het hom verloon en gesê, ek ken hierdie man nie. Maar Jesus het agter hom aangegaan. En toe Petrus uit sy ou lewe weer terug uitklim met die skip, toe is Jesus daar. Toe versorg hy vir hom. God volg jou. Hy is goedheid en hy is guns en hy kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Kom, as jy kan, vul daardie woord vir jou ook in. Verseker. Ek weet verseker. Goedheid en guns sal my agtervolg en my vind en my optel. Want Vader se liefde het geen einde nie. Amen. Kom ek bid weer saam met jou. Here, ons is so baie keer so blind. Ons sien U nie raak as die roepende God wat vir ons wil help nie. Ons spartel op ons eie en wil maar net vir onsself kyk of ons iets beter kan maak. Dankie Here dat U ons agtervolg, ook op die dwaalweë van ons lewe. Dat U ons agtervolg met goedheid en guns, en dat U ons wil dra en red. Ek bid, o Here, vir ons stikkende mense. Ek bid vir ons wat in hierdie tyd moet leef met die gevaar van 'n onsigbare vyand wat mense baie, baie siek maak. Wat sy voorkoms telkens verander, sodat hierdie virus op 'n nuwe manier telkens maar weer ingryp en mense lewens roof. Beskerm ons, Here, met U goedheid en U guns, wat vir ons waarlik volg, elke dag van ons lewe. Amen. Nou gaan ons weer sing. Kom ons sing hier die Psalm 23. Die Here is my herder. Is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat
is met my. Die stok en die staf vertroos my. Die stok en die staf vertroos my. Baie diep al hy my uit. Baie diep al hy my uit. Hy plant my voete op die ewige rots. En baie diep al hy my uit. En nou my liewe vriend, môre aand, donderdag aand is ons laaste aand hierdie week met hierdie Pinksterdienste. Sondag, as dit die Here se wil is, gaan ons die nagmaal vier, wanneer ons dan die Pinksterweek afsluit, en waar ons dan ook gaan ervaar hoe dat hy vir jou en my wil dra, versorg en red. Maar nou, ek bid die seën van die Here oor jou toe. Mag hy in sy groot genade oor jou heers. Mag hy jou optel en dra. En mag hy vir jou vertroetel en versorg aan sy bors.